Welcome to the space between, stories you never heard or seen. My name is Lyndon Lloyd McDavie. En vandag, geliefdes, vandag, Laborie se mure skit eintlik so, want ek het hier een van my gunsteling onderwysers, ook die meneer wie my lewe verander het, meneer Morne Kershoff. Hallo meneer, hoe gaan het? Kan ek klaar nie, Lyndon, baie goed. Meneer lyk baie goed en ek sien meneer kom sommer met die volle ampsdrag. Jong, ja, dit is mos maar hoe moet aantrek as jy besig is by skool. Geliefdes, ek gaan nie verder verduidelik hier of enige iets sê nie. Ek gaan nou vir meneer Kershoff die geleentheid gee om vir ons uit te kan brei wie hy is, van waar hy vandaan kom en hoekom hy hierdie laborie pakkie aan het. Ja, soos hulle nou al gehoor het, ek is Morne Kershoff, ek is gebore in die Parel, alle jare, ek is nou al vir 44 jaar in die Parel, nog nooit weggie. So groot geraak in die Parel, ek was by Klein Boys op skool gewees, beurs gekry, ek is hoërskool Boys uit toe op die ouend. Na skool, was dit net rugby is al wat ek op die brein gehad het. So ek het so 'n bietjie semi-professioneel gaan speel na skool, tot ongelukkig op 'n jong ouderdom toe wat ek toe nou in 'n ongeluk was, ek het so 'n bietjie by Boland gedraai, ek was in die SA Akademie gewees, stint by WP gehad, en toe ewe skielik net na Saterdag se finaal wat ons gewen het teen Vrystaat, toe is ek die maandag in 'n baie groot ongeluk gewees, waar ek vir my paal gewerk het op daai stadium, en ja, ek was vir 2 jaar bedlend, hulle het my dood op die toneel eers gekry, gelukkig bygekom, hulle het my gejaag hospitaal toe, by die hospitaal aangekom, toe het hulle vir my gesê, as ek in elk geval nog 2 minute op die toneel geleed het, ek uitgebloei. So ja, baie seëninge gewees daar, en op die ouend verwag ek gaan nooit weer loopie, en my rugbyloopbaan tot 'n einde gekom, en 2 jaar later het die bed uit opgestaan, en toe begin. So ja, bietjie teruggegaan werk toe, saam met my pa, het nie lekker gewerk daar nie, want die ure was bietjie lank gewees, veral vir my met my bene wat op daai stadium gesukkel het, en ek het 'n klomp ander roetes gedraai, tot ek op die ouend by die rugby weer betrokke geraak het, waar my vrou my eintlik ingedwing het weer in, en toe het ek begin afrig by Parel Rugby Club, en toe het daar pos opgegaan by Hoërskool Laborie, en ek wil my rugby loopbaan as afrigter bietjie verder vat, ingekom by die skool, ingegaan vir 'n onderhoud, en ek het skaars by die hekkie uitgestap, en toe het hulle vir my gesê, raad, ek het die pos, ek kan begin. En dis 2012 gewees, ons is nou 2026, 14 jaar later, en ek is nog steeds daar. Nou, soos julle nou gehoor het, daar was baie dinge gesê, en daar is baie dinge wat ons daaruit kan vat, maar ek wil eers begin by meneer Kershoff, u familie. Yes. U het 'n vrou, u het 2 pragtige kinders. Korrek. Kan u vir my net inlig, of kan meneer net vir my inlig, hoe hanteer 'n mens om 'n onderwyser te wees waar jy heeldag met kinders te doen het? En dan nog na skool, dan net jy jou eie kinders wat jy aan moet aandag gee? Jong, laerskool was redelik maklik, want die kinders was nie by jou op skool nie. Ek is in die geval gewees waar albei my kinders het Hoërskool Laborie gekies. En hulle is by ons op skool gewees, en daar was dit 'n bietjie moeiliker, want nou moet jy moet daai balans handhaaf tussen pa en onderwyser. Dit het 'n bietjie moeilik gegaan. Partykeer dan moet jy nou die ouetjies skel by die skool, of ek het partykeer gevoel, veral toe ek na my seun het my cricket en rugby gespeel op 'n stadium, en dan het ek gevoel ek moet bietjie strenger op hom wees, net om vir die ander kinders te wys ek trek hom nie voor nie. En dan partykeer was dit so gewees dat ek hom eintlik half in 'n mate benadeel het. Dan moet jy nou by die huis kom, en dan moet jy nou vir hom verduidelik. Gelukkig, ek het hulle van kleintyd af groot gemaak en gesê, hoorie so, dit maak nie saak wat op jou pad kom nie. Enige negatiewe goed wat op jou pad kom, jy moet dit gebruik as 'n positief, omswaai na positief en daarvan af bou. En hulle het dit van kleintyd af aangeleer. En dit was maklik. My dogter op hierdie stadium, sy is nou nog by ons in die skool, sy groet my amper eers in die skool, sy stap soke wye draai rondom my, behalwe as sy by my in die klas is. Dan, sy sit heel agter in die klas, neem ook nie regtig deel aan die vrae en die antwoorde en daai tipe goedie, so in daai opsig raak dit bietjie moeiliker, maar dan in die middag is sy baie gou om vir my te vra vir hulp. As dit weer by eksamens kom, maar raak dit ook 'n ander ding, want nou gee jy vir jou kind klas. My dogter is ek in die bevoorregte posisie, sy is geseën, sy is baie sterk akademies, en dan sal ek haar vraestelling goed, byvoorbeeld met moeite doen, dat ander personeel die vraestelling moet modereer, of vraestelling moet weghou tot sy eksamen skryf, dat ek dit nie kan sien nie, wat in my vakgebied is. Net om te verseker dat mense nie kan vingers wys en sê, hoor jy het jou kind gehelp, of wat ook al die geval mag wees. So daai balans is bietjie moeilik, maar mens koop daarmee soos wat dit kom. Hey, en as 'n meneer nou kom by meneer se vrou, waar het julle ontmoet? Waar het die liefdesstorie? Daar's 'n rede hoekom ek hier die ding.
Jong, ek was op pad gewees om by 'n vriend van my te gaan kuier. Ek was snaaks genoeg, ek was op pad rugbyklub toe gewees, eintlik na ons jaar se prysedeling toe. En ek bel toe my vriend in die Bokke het gespeel die middag en ek sê vir hom, luister hier, maar ek is op pad Parel toe, maar daar's nou 'n gap, kan ek by jou die rugby kom kyk? En hy sê vir my 100%. By hom opgedaag en hier sit hierdie meisie daar in die hoek, paar ander vriende wat daar sit en ek dink, hoor die girl is nogal hier. Sy lyk nogal alright. En so het ek probeer aanklop daar en sy het my net gebed van die get-go af. Sy het nie vir my 'n kans gegee nie. En ek het net nie opgegee nie. Sy was op pad Engeland toe gewees en ek het net vasgebyt en soveel so dat dit so gebeur. Haar vlugte, daar was fout gewees met haar verblyf oor see. Ek het intussen probeer reël om te gaan rugby speel in Engeland dat ek agter haar kan aangaan. 2 weke later het sy nooit op die vlug geklim nie en daar het ek en sy by mekaar gekom. Ons het deurgegaan, ons getrou laterand. Soos ek sê, 11 maande later na ons troue, toe ek in die ongeluk en sy is swanger met my seun. En sy deur daai tyd, sy kon self nie werk nie, sy moes haar studies opgee om vir my te versorg by die huis. Ons het letterlik die 7 sakke sout opgeëet binne daai eerste 2-3 jaar tot ons saam was. En ek het net daar besluit, luister hier, dit is nie 'n vrou wat ek kan los nie. As sy deur al daai goed saam met my gaan, ek bedoel sy moes my skoonmaak, sy moes my was en sy was 'n jong meisie gewees op daai stadium. En sy het vasgebyt en deurgedruk en my ondersteun en soos ek sê, toe ek het slaam met rugby gewees in my ongeluk, geweier, ek wil niks met rugby te doen hê nie. En die eerste dag wat ons in die kar gery het en dit snaaks genoeg ons by Afbob gery in die Parel. Toe lig ek die eerste keer my bene binne in die kar en ek raak in die huil. En sy vra vir my wat's fout en sy skrik en sy trek die kar af en ek sê vir haar, lig ek my been en dadelik haar eerste woorde was aan my gesê, Morney, jy is rugby, nou gaan jy begin afrig. En dis waar my rugby afrigting begin het. Meneer, kom ons gaan nie in hierdie ongeluk in. Dit is baie belangrik. Vir die mense om te kan verstaan, in watter stadium was meneer in meneer se lewe? Ek wil hê die mense moet kan verstaan, in daardie vlier van meneer se lewe, het hierdie ongeluk gebeur. Waar dit gebeur, hoe dit gebeur, en ek weet daar's baie mense wat dit nog kan onthou. Ja, dit was op daai stadium was die ongeluk die grootste treinramp in die geskiedenis van die Weskaap gewees. Ek sal nooit vergeet, ons is die Sondag aand, as ek en my vrou, ek het die Saterdag nog gespeel teen Vrystaat, Sondagoggend opgestaan, ek sê vir haar, hoorie, maar ek's naar, ek voel nie lekker nie. Sondag aand is ek in sy kerk toe en ek sê vir hom, maar ek voel regtig nie lekker nie en ek bel my pa, ek het daai tyd vir my pa gewerk die maandagoggend en ek sê vir hom, hoorie, ek is siek, ek voel nie lekker nie. Hy sê vir my, okay, maar daar begin 'n nuwe ou by ons op die plaas, wil ek nie net die ou vat tot op die plaas nie en dan sal hy my kom optel en dan sal hy my daarvan af hospitaal toe vat of dokter toe vat en ek sê vir hom, nee, dis reg en op pad, dit was 50 meter van die plaas se hek af, toe gaan stol die trein op die treinspoor, die trok op die treinspoor. Slaan die trein ons. Toe tel hulle my 200 meter aan, ek kan die ongelukstoneel vir dood in die veld op 'n dam se oewer, penne dwars deur my lyf gedruk, 3 penne, geen orgaan getref nie, weet jy hoe dit gebeur het nie. Ons het na die tyd, toe ons in 'n hofsaak was, het die forensiese mense uitgekom en hulle kon presies alles verduidelik in die ongeluk. Hulle het presies geweet wie het waar gesit op die lorry, alles, hulle kon alles doen. Al wat hulle nie kon verduidelik nie was vir my. Hulle weet nie hoe ek gekom het tot waar ek gekom het nie, hulle weet nie hoe ek onder survive het nie. En eintlik niks ernstig nie. Ek het my gesig was geswel, my skouer was geshatter, 3 penne deur my lyf, al my ligamente en al 2 knieë was in stukke geruk. My bene was oopgebars, dat dit gelyk so oopgevlekte snoek, my senuwees in my voete het afgeslaan, my voete het gehang. So ek was in bad shape, maar ek bedoel daar's 20 van die 26 mense op die lorry is oorlede. So en ek was een van die 20 een van die 6 wat oorleef het. So en as jy vat net in perspektief, die trok het ons geslaan of die trein het ons geslaan. Ek het die deur probeer oopruk om uit te spring. Gelukkig het ek hier want die trein sou die trok boor my gestoot het. En op daai oomblik wat ek die deur oopmaak, toe slaan die trein ons tussen die bak en die cab van die lorry. En toe met daai split, toe spoeg hy vir my veld in. En hulle het nie eers geweet van my nie. Gelukkig daar het 'n polisieman op die toneel gestaan wat gewag het vir 'n lift. En hy sê toe vir hulle, hoorie, maar ek het iets daai kant toe sien trek na die dam se kant toe, wil julle net gaan kykie. En hulle het gestap en net voordat hulle omdraai, toe sien hulle ek lê op die dam se oewer 'n half meter van die oewer af. Toe kry hulle my, toe ek binne in erfpenne ingeval met my rug. My teruggedra. Ek het wakker geraak op die toneel waar die polisieman met my ma op die telefoon is en vir haar sê, maar daar geen van die bestuurders of so het oorleef wat hy kan sien nie. Sure. En toe tap ek hom op die been, toe sê ek van okay, wow, ek was voor in die lorry, jy moet net gevinnig check. Toe het ek bygekom om een of ander rede. Weet jy hoe nie. En
daarvan af, ja, is hulle met my hospitaal toe. En ek was op daai stadium, soos ek sê, ek het nog semi-professioneel rugby gespeel, my rugby was op 'n kruin gewees, finansieel sterk gewees, alles was goed, ek baie goed gedoen met die besigheid, so ek sê, my vrou was swanger gewees met my seun, ons was jong getroud, ons was Januarie getroud, die ongeluk was November gewees. En toe ewe skielik toe, ek het nog die Woensdag nog met van die afrigters gepraat op die telefoon, toe vra hulle, hoorie, hoe lyk het, gaan die kontrak kan voortgaan? Op die ouend kon ek nie, want toe die dokter net vir my gesê, ek sal heel waarskynlik nooit weer loop in my lewe nie. Ja. Meneer, as meneer nou na hierdie oomblik gaan kyk en na daardie tyd, toe meneer daar lê en hierdie polisieman is besig om te praat, en meneer kom by die pyn waarin meneer was, wat het deur meneer se kop gegaan? Weet jy wat, die ergste van alles is, ek het geen pyn gevoel nie. Daar was geen pyn nie, die eerste ding waaraan ek gedink het is, my vrou en my kinders is by die huis, ek moet nou gou 'n plan maak, want my beursie goed was binne my sak, dis weg. Ek moet my trouring en my goed moet ek stuur, dat my vrou net weet, ek is alright, en net vir my ouers laat weet, ek is fine, ek is op pad hospitaal toe. Ek het bygekom, ek kon tot my mediese fondsnommer uit my kop uit sê. Vir die mense sê, hoor jy, ek is op mediese fonds, julle kan my vat na 'n privaat hospitaal toe. Ek het daai vital inligting het ek dadelik deurgegee. En dit is daai van flight or fight. Ja. En ek het net eenvoudig in 'n fight mode ingegaan en gesê, hoor jy, ons moet nou gaan, die goed moet nou gesolve word. So nee, pyn, daai goed het glad nie gekom nie, dit het eers lank na dit gekom. Maar en is snaaks van mense wat nou hierdie storie sal hoor, sal dink soos, joh, regtig nou, maar as hulle na meneer se knieë moet kyk, dan sal julle sien hoe lyk daardie knieë. Ja, moet binnelik 'n spatkaart gesny. Ons het altyd so jokes gemaak van hierdie selfde meneer wat hierdie rugby oor die rugby so is, was my cricket meneer ook. En in daardie tyd, ek wil reeds oorbeweeg van daardie die storie nou en meneer se recovery was ook daar. Ja. Wat 'n rol het meneer se vrou, se familie, selfs ek wil vra, het vriende in hierdie recovery gespeel, want onthou, as jy jou hele lewe lank saam met rugby manne spandeer en nou kan jy nie meer rugby speel nie, wat gebeur dan? Ek gaan vir jou eerlik sê, rugby op baie stadium dis half jy verafgod rugby. As alles gaan daaroor en dit is snaaks om te sien hoe ware vriende uitkom wanneer daar krisistye is. Ek het daar het my oop baie oop gegaan oor hoe vriende ewe skielik verdwyn het. My vrou en familie het my regtig baie goed bygestaan, het my gedra, ek het ooms gehad wat uit die Kaap het gekom het, en omdat ek met reguit bene institte en goed, ek kon nie in 'n voertuig klim nie. En hulle sou byvoorbeeld uit die Kaap uitkom in 'n kombi hier, en net vir my in 'n kombi kom laai, net 'n draai met my te ry, laat ek bietjie die huis uit kan kom, want ek bedoel, ons huis was ook nie rolstoelvriendelik gewees nie. So ek het letterlik die sitkamer gehad, en ek kon uit die sitkamer uit in die eetkamer kom, my bed was in die sitkamer, en ek kon uitgaan by die huis om die draai binne in die garage in die braaikamer in. Dis my gebied wat ek kon beweeg, want ek kon nie bad nie, ek moes daar in die sitkamer bad, ek moes in 'n bed toilet toe gaan, so dit was moeilik geweest, en ek sê weer eens, my vrou is absolute eyster. Sy het my gedra, en ek moet bieg, daar was 'n Dominee Fanie Kriel, van Strooidak Kerk, daai ou is unbelievable. Toe daai ambulans met my stop by die hospitaal, hy is ook 'n pastorale sielkundige, toe daai ambulans stop hy agter die ambulans daar. En dit was traumaties, want ek kon nie oor 'n treinspoor ry nie, ek wou uit 'n kar uit klim as ek naby aan 'n treinspoor kom, ek het mal geraak. En as dinge regtig erg geraak het, hy was in Namibië gewees op daai stadium met vakansie en internasionale oproepe, hy betaal die meeste van die goed. Daai ou het net gesê, jy bel my dag en nag, en ek het hom al 2 uur in die oggend gebel, hy sit vir 3 uur op die telefoon met my en praat. So, en dit het my baie gehelp. So ek het geweet, ek het die backing system uit familie uit vriende uit, wat gehelp het, of die handjievol vriende wat oorgebly het. So, en hulle is tot vandag toe nog vriende, daai mense is vandag my kinders se peetouers, en so ja. So meneer sê eintlik die mense wat na aan jou is, soos die vrou, die kinders mos nou, Ja. maar ook hierdie belangrike rolspelers was belangrik vir daardie tyd in u lewe, maar ook nou. Nog steeds, ja. Nog steeds. Yes, ek kan my net indink, meneer het nog gepraat oor, meneer kon nie oor 'n treinspoor ry nie. Kan meneer 'n bietjie daaroor net 'n bietjie meer deel? Ja, dit gaan oor daai hele vrees, sonder om in te veel diepte in te gaan oor hoe dit, maar jy het altyd daai vrees van wanneer kom die trein weer, wanneer gebeur daar iets, en dis 'n sielkundige ding wat in jou kop gesit het, en as ek het geweet waar die treinspore is, ek bedoel daai klein treinspoortjie Franshoek toe,
Daar loop die treine nie. Maar as ek naby dit gekom het, het ek so verbouwereerd geraak. Sure. Ek moes met my voete lank, of my lyf lank op 'n agtersitplek van 'n voertuig sit. En as ek naby dit gekom het, het ek die karre se deure begin oopbreek, al is ons in die ry, laat ek kan uitklim. Ek wil nie oor 'n treinspoor gery het nie. En gelukkig dis nou verby, maar jy kry nog steeds tot vandag toe nog, en dis nou al 2006 tot nou toe, is 20 jaar terug. Dis 13 November sou dit nou 20 jaar wees. Dan is dit nog steeds van, as ek naby, ek kry 'n koue rilling so teen jou ruggraat af, as jy elke keer dan skit jy maar so in die kerk, maar jy gaan aan. Maar dit is vir my interessant, meneer het rugby gespeel, en baie keer wanneer jy besering gekry het, Ja. dan is dit presies dieselfde gevoel wat jy kry. Sê maar jy het harde kontak gemaak met 'n tackle. Ja. En dan as jy terugkom, jy gaan nie weer so 'n tackle wil maak nie, want jy is so versigtig. Ja, jy is versigtig dat ja. jou sleutelbeen of iets gaan nou breek. Baie dankie dat meneer bereid was om dit met ons te deel, want Nee, ek dink daar is soveel mense wat ook met pyn sit of Ja. 'n traumatiese oomblik wat in hulle lewe gebeur het, en toe verander hulle lewe heeltemal. Baie vinnig, baie gou. Meneer het sê meneer wil 'n professionele rugby speler geword het. Hoe het dit gekom dat meneer by Laborie uitkom? Dis juist daar, wat my vrou vir my gesê het, ek gaan begin met die afrigting. Ek het 'n baie goeie vriend vir my, Elmo Wolfhard. En nou Elmo Wolfhard het vir my, hy was op 'n stadium my afrigter gewees, en hy sê toe vir my, luister die môre, jy het die kennis, kom help my afrig. En ek het by klein gym afgerig, saam met hom by hoërskool gym afgerig, later aan oorgeskuif hoërskool boys uit toe. Ek kon nie die skuif maak na provinsiale afrigting toe nie, omdat ek nie by 'n skool betrokke was op daai stadium nie. Ek was 'n buiteafrigter. En toe het ek besluit, okay, die ander roete wat ek moet doen is deur klub rugby, en ek het teruggekom na die klub toe waar ek betrokke was op 'n stadium, en ek het daar begin afrig, en toe die pos by Laborie oopgaan, toe het eintlik my vrou se broer, hy's 'n laatlammetjie, hy's 14 jaar jonger as hy. Sjoe. Hy is toe op daai stadium in graad 8, en hy sê toe, maar Morne, ons sportou gaan weg. En ek sê, yes, maar dan sit so, en ek stuur ek my CV in, en Is dit nou na meneer Janus? ja, dis naam meneer Janus. Stuur my CV in, die volgende dag kry ek 'n oproep van die hoof af, kan ek hom kom sien 12 uur. Ek sê nie, is reg, ek is op pad soontoe, gaan jaag nog huis toe, trek vir my netjies aan, kom ingestap in die kantoor, ons het gesit, ek dink is die vinnigste onderhoud wat ek in my lewe gehad het, ek dink dit was 10 minute, toe sê hy vir my, nee, dis reg, hulle gaan nou met die beheerliggaam gesels, en dan sal hulle terugkom na my toe. En ek het uitgestap by die hoofse kantoor, uit by die voorportaal, en toe ek aan die hekkie vat, toe lei my telefoon, sê vir my, kan jy môre al begin? So, nee, en toe het ek by Laborie ingeskakel, en van daar af is dit ou nuus, daar vanaf operate ek. Nou geliefdes, dis baie belangrik dat ek dit deel. In daardie tyd toe hierdie meneer by die skool aankom, toe was ek op my peak, soos hulle sal sê, van soet wees. Okay, ek was baie die mekaar. Ek was baie stout. Niemand wil vir my in hulle klas gehad het nie. Al wat ek kon doen is cricket speel. Ek het cricket gespeel en meneer Kershoff het ingekom. Nou is baie belangrik hoekom ek moet u deurvat. Die mense het nie vertroue in my in gehad nie. Ja, daar is sekere onderwysers gewees. Ja, meneer Beck was ook daar, maar hulle wil net vir my daar weggehad het, want ek was stout. Eerlik waar gesproke was stout. En ons het een keer by Charlie Hofmeyer gaan speel. Ja. En toe het daar iets gebeur, ons batsmans het vinnig hulle paaltjies verloor. Nou ek kan nie blokkie. En meneer Kershoff verraad toe vir my, Linden, al wat ek wil gaan doen, al wat ek wil hê moet gaan doen, gaan blok. Vir die wat cricket verstaan, is net jy keer maar net eintlik die bal, as ek nou so moet stel. En ek het dink vir 20 balle of 30 balle wat ek die hele tyd net daar gestaan en blok het. Dit was bietjie meer as dit. Dit was amper 12 overs geweest, né? Waar ek gesikkel het, want ek wil slaan, maar ek kan nie, want daar was my 'n opdrag gegee. En u sal nie verstaan, my hele lewe het daarna verander, want dit is die manier wat ingekoop het en iets in my raak gesien het, wat anders of ek self nie in my raak gesien het nie. Meneer, kan ons 'n bietjie daaraan raak asseblief? Ons kan enige tyd. Hoe het ons op so 'n punt gekom? Ek gaan met jou eerlik wees, toe ek die dag by die skool begin en ek kry die eerste cricketspan, toe stap meneer Bat na my, toe sê vir my, Morne, maak vir jou reg, jy het 'n moeilike groep. Yes, en dis jy, en nou Colin April, en Dino Esau, en ja, julle was 'n klomp
ja, julle was werf. En nou John de Wee, En Chadley Bekeer Chadley Bekeer, yes, dit was moeilike manne gewees. En ek sal nooit vergeet, die cricketnette was nogal onder in die hoek waar die Astra nou is. En ons het so aangestap gekom en ek die span was al besig gewees. Ek weet nie of jy kan onthou. Ja, ek kan dit onthou. Jy en Colin, wat die 2 jongstes in die span is 10 minute na die oefening al begin en toe kom julle so lekker gestrul met so 'n sleepvoet. Dit lyk as jy vir hondepoef getrap het. Sleep so kom hulle aangestap en ek het vir julle gesê gaan wag vir my by die rugbypaal, ek sal nou weer wees. En ek het daar gestaan en ek het so 'n tydjie gekalmeer en toe besluit ek luister, hier gaan ek nou my stempel moet afdruk. En ek het afgegaan en jy weet wat die geskiedenis is daarna. Geliefdes, daar was mooi woorde gedeel. Mooi woorde gedeel, arm het gewerk en alles het. Agterin waar jy nie kon sit nie, ek gooi het maar net in die lug. En ja, en toe het ek nog met jou in daai volgende, dit was die Saterdag net voor Charlie Hofmeyer. Ja. En ek sal nooit vergeet, toe ons daai game klaar het ek na jou toe, ons nog in die busie op pad terug, toe sê ek vir jou, maar ek gaan jou deal aangaan. En daar's manne wat vandag vir my gaan kwaad wees daaroor, of wat ek weet wat kwaad is vir my daaroor, wat senior manne was, en ek het met jou die belofte gemaak, en ek het vir jou gesê, as jy vir my jou kant gaan bring, dan maak ek die kaptein van die span. En jy was die jongste. Ja. En dit was my belofte aan jou gewees, en toe is jy vir 3 jaar my kaptein gewees. En daar was manne wat moeilik was daaroor, daar was definitief manne wat moeilik was daaroor, maar ek het gedink, as ek jou gaan wen, gaan ek die res wen, want jy was op daai stadium, jy kon dit duidelik sien, jy was 'n ongelooflike leier. Jy het net in die verkeerde rigting gelei. So ek moes jou net kry om daai ouens positief te lei, en ons het ongelooflike cricket gespeel na die volgende 3 jaar. Ja. Ons was unbeaten geweest vir 2 van daai 3 jaar. Ja. So nee, ek dink dit was 'n goeie roepie geweest. Geliefdes, of meneer, ek sê dankie daarvoor, want die rede daarvoor is, ek wil met meneer ook daarin aanraak. Daar is soveel ander kinders, wat dalk hulle hele lewe lang gelabel word as 'n stoutkind. Ja. Of jy verdien nie om hier te wees nie. Hierdie strukture is nie gemaak vir jou nie. En jy begin dit later van die tyd te glo. Meneer het daardie stigma van by my afgebreek. Eindelik om vir my te laat verstaan, jy kan 'n leier wees, jy kan vir iemand anders in die positiewe rigting ook lei. Ja, ek het nou, alhoewel ek nie gedrink of gerook het nie, was dit, ek het die klas baie moeilik vir iemand gemaak, want As jy in die klas was. dis die ander ding, as jy in die klas was. Ek dink jy het meer rondgeloop as die personeel pause, so dit is crazy. Ja, jy was baie nie in die klasie. Maar jy's reg. Dit is ek gaan met jou eerlik wees en ek dink dit is my gevolgtrekking, alles wat in my verlede gebeur het gebeur met 'n rede. Die liewe Vader het 'n pad met my gehad wat hy wou gehad het ek moet stap en alles moes op 'n sekere tyd gebeur. Ek is eerlik om te sê ek het my rugby for granted gevat. En ek dink die feit dat hy dit by my weggevat het was net om te sê jy is nie so goed soos wat jy dink jy is nie. Alles is nie net eenvoudig maklike pad om te gaan. Jy gaan nie net alles kry in die lewe wat jy wil nie. Daar gaan van jou goed weggevat word en hy het my probeer tot my sinne bring. En ek dink hy het dit reg gekry en die pad wat hy my gestuur het om op die einde van die dag by die onderwys betrokke te raak is onderwys is nie 'n beroepie. Dis 'n roeping. ja, En die oomblik as jy begin kyk na onderwys as 'n beroep, dan werk jy daar om geld te maak, jy werk daar om 'n 9-to-5 job te hê of 'n 8-tot-2 job. So by the way, 8-tot-2 is nie 8 die oggend tot 2 die middag nie, dis 8 die oggend tot 2 die volgende oggend. Maar sodra jy dit sien as 'n beroep, dan raak dit oor ek het 'n werk wat ek moet doen, dis wat ek moet doen. Maar sodra jy dit sien as 'n roeping, dan sien jy dat alles wat gebeur rondom skool is 'n tool wat jy moet gebruik om 'n beter persoon in die samelewing in te stuur. En dis wat ek met my sport probeer doen. Ek het al my sport, al daai tipe goed gebruik ek as 'n tool om 'n beter produk in die samelewing in te stuur. En die oomblik wat jy kan identifiseer met 'n leerder of 'n kind in die skool of 'n persoon en jy kan net daai klein bietjie belangstelling kry en iemand voel net hoorie daar is definitief iemand wat wow, die ou stel belang. Dan kry jy soveel meer samewerking in daai persoon uit en dan kan jy 'n pad begin stap daarna. ek stem 100% saam met meneer, want meneer het vir my, ja, baie keer geliefdes, is het vir my baie belangrik. As ek gaan kyk daarna, meneer, jy kry instant pas, en baie van onze vriende daar het nie pas gehad nie,
En ek kyk nou, ek noem dit 'n instandpa, maar ook 'n mentor. Want jy kom op skool en dan sien jy net, okay, hierdie mense is net die om klas te gee. Maar dan een keer in 'n leeftyd, of nie een keer in 'n leeftyd nie, maar tyd hier in jou loopbaan, dan kom jy agter, maar hier is eintlik 'n meneer wat meer is as 'n meneer, of 'n juffrou wat meer is as 'n juffrou, want hulle sien vir jou vir wie en wat jy is. Ja. Hulle hanteer nie vir jou met watte nie. Hulle gee vir jou die harde waarheid. Yes. En daar die positive tensies en daar die goed het hulle gesien, dit gaan nie help vir jou nie. Daar's iets anders wat vir jou gaan help. En die feit dat meneer vir ons almal een kant toe gebring het, dit het ons hele vriendekring eintlik kom verander, want baie van ons vriende het vir my al gevra, maar Linden, hoekom doen jy nie met dit nie, hoekom doen jy nie met dit nie, maar dan het ek rondgeloop met daardie belofte, maar ook dat as ek nou dit gaan doen, dan gaan ek vir meneer eintlik sê, alles wat meneer ingesit het, ek gooi dit terug in meneer se gesig. Ja. Omdat meneer ingekoop het in my lewe, wil ek gewys het, ek is dankbaar daarvoor. Ja. En dit het gemaak dat ek op die 4L gekom het, Ja, op die laaste jaar van my skoolloopbaan. Ja. So, dit wat meneer nou eintlik hier besig is om te verduidelik, strik verder van dieselfde met 'n dominee. Ja. As jy dit as 'n beroep sien, dan val jy eintlik al van die begin af. Ek dink dit is grootendeels in enige persoon se lewe. Dit maak nie saak in watter rigting jy beweeg nie, maar as jy dit begin sien, dan begin jy 'n verskil maak in mense se lewe. En ek het lank terug het ek die besluit gemaak. Nou ek het ook maar my de mekaar goed gehad in my lewe. Ek het ook maar baie keer strooi aangejaag, maar op die eind van die dag die een baie belangrike besluit wat ek gemaak het, is die aand as ek voor die spieël gaan staan. Jy kan vir baie mense jok, maar jy kan nooit vir daai refleksie in die spieël jokkie. En as jy na die refleksie in die spieël toe stap en jy sê vir daai ou in die refleksie, luister, ek het vandag my beste gegee of ek het probeer om 'n verskil te maak. En die persoon in die spieël is tevrede, dan moet jy gelukkig wees. So, en dis waarop ek nou maar op hierdie stadium die laaste tyd van my lewe probeer baseer en kyk of ek daarvan af 'n verskil kan maak. En ek gaan vir meneer op die spot sit, as meneer nou in die spieël en kyk, wat sien meneer? Wat sien ek? Ja. Dis moeilik. Ek is trots op wat ek sien. Ek dink ek is trots op wat ek sien. Moeilik, partykeer, maar ek is definitief trots op dit wat ek sien, want ek gaan uit met die oogpunt uit om elke dag 'n verskil te maak. En dit gebeur nie elke dag nie. Dit is wonderwerke gebeur in elk geval nooit elke dag nie, maar een ding wat jy verskil maak in een persoon se lewe elke dag, maak die dag jy moeite werd. Definitief. So, en as ek die aand in die spieël staan en ek kyk terug en ek sien, dit was nie die beste nie, dan moet ek môre beter. So, dis maar waartoe ek werk op hierdie stadium. Meneer, as meneer kwaad word in die skool, Ja. daar is iemand wat vir meneer sy knoppies druk op 'n manier wat niemand anders kan nie. Hoe hanteer meneer daardie gevoelens? Moeilik. Jy kan dit nie daar en dan uithaal nie. Want die oomblik wat jy dit doen, is chaos. So, my vrou, sy hoor, sy luister elke aand, ons maak 'n punt daarvan, by ons by die huis, ons sit saans op die stoep, ons drink ons koffie saam, sit 'n gesels saam wanneer ons eet, en dan wend ek en sy, en nie as die kinders by is nie, want die kinders moet die negatiewe goed hoor nie. Jy kan hulle nie wegsteek van dit af nie, want obviously hulle moet leer om te deel met goed wat daar gebeur, maar as daar nou ernstige goed is, dit is my en my vrou se geselskap tussen 10:00 en 11:00 in die aand. En dan sy laai af, ek laai af, dat jy die volgende dag net weer vars kan begin. Dit is die enigste manier. So. Hier op die podcast van die Space Between praat ons reeds oor maskers wat ons dra. En ek love die feit dat meneer sê julle pak by mekaar af. Hoe voel dit om 'n masker te moet dra wanneer meneer nie lekker voel nie? Wanneer dinge dalk swaar gaan. Maar meneer moet voor in 'n klas gaan staan of meneer moet vir iemand anders raad gee, want die werk van 'n onderwyser is om daar vir 'n kind te help om te bou. En hulle kan nou nie sien meneer is besig om swaar te trek en dinge nie. Hoe doen meneer dit? Kyk, geloof. Ek is eerlik om te sê, geloof, jy doen dit op jou knie. Ek het 'n tannie van ons wat ons baie goed ken, sy het 2 seuns groot gemaak wat baie gruwelik was. En my vrou het eendag vir haar gesê, Tannie, hoe doen Tannie dit? Toe sê sy, my kind, ek doen dit op my knieë. Sure. En dit het gestiek by my. So, my vrou 5:00 in die oggend, dis haar ritueel,
Sy staan 5:00 in die oggend op en dan doen sy godsdiens vir die hele huis. Sy doen godsdiens vir al die vriende, vir al die familie. En ek dink dit help, want om 'n masker te dra, jy moet daai masker opsit. Jy kan nie net wend op alles en almal nie. En dit is baie keer dit is baie moeilik. Maar soos ek sê, dan het jy daai gebed wat jy deurdra deur die dag en jy weet as ek vanaand huis toe gaan, daar's iemand wat luister. Daar's iemand wat help. En soos meneer nou sê van geloof, het dit net hier in skooltyd ontwikkel of het dit al voor daardie ongeluk wat eintlik gebeur het? Want meneer het gesê toe meneer jonger ook was, meneer het nog kerk toe gegaan. Ja, ek was actually 'n kringleier gewees op skool ook. Nee, ek het altyd gehad, ek het altyd geloof. Ek was altyd 'n gelowige persoon gewees. Maar jy kry seker maar as jy jonger is, dan dink jy ag weet jy wat, ek kan dit nou maar doen. Here sal my vergewe. Ja. Dan dit begin hoe ouer jy raak, hoe meer begin jy besef, luister jy kan ook net op 'n punt kom wat jy nou kan sê, hoor ek moet nou vergewe, ek moet vergewe, want byvoorbeeld, as my seun die hele tyd na my toe kom en ek moet hom 3 keer vra om die swart sak uit te vat. Teen die 3de keer dan is dit nou nie meer vra nie, dan raak dit moeilik. Ja. So dan raak dit moeilik as jy vir hom 'n 3de dag in 'n ry moet vra, luister, ek het nou al vir jou 3 dae in 'n ry vir jou gevra, elke keer moet jy keer smeek, dan moet jy nou straf. Ja. En dis maar dieselfde met geloof ook. Op een of ander stadium gaan jy kom op 'n punt, liewe Vader het genade, maar hy het nie soveel genade nie. Iewers gaan hy jou straf. En ek dink ek het waarskuwings gehad byvoorbeeld in my sport. En daai waarskuwings het ek geïgnoreer en ek dink dis hoekom dit met my weggevat het. En daar het ek begin besef, luister, jy kan nie halfpad nie. Dis of voluit of niks. En dit is maar met enigiets in die lewe so, jy go flat out of jy los dit. So meneer sê dat dit eintlik alles verander toe meneer agterkom, jy maak half 'n afgod van iets in jou lewe waar jy meer tyd gee vir daardie afgod as wat jy vir jou. Nou afgod is nie net geld nie. Ja. Afgod is nie net 'n beeld nie. Ek hou van dit nou. Afgod is enige iets wat jy in oormaat jy kan nie sonder dit nie. Dis 'n afgod. En dit staan in die 10 gebooie, mag geen ander gode behalwe myself dien nie. So nee, ek sodra ek kom op daai punt wat jy voel dis alwaaroor die lewe gaan, dan dink ek is dit te ver. Meneer, dankie dat meneer altyd hier die balans gee van ja, jy het 'n persoonlike lewe, jy moet hierdie tipe dinge doen, maar dan is daar ook daardie lewe van 'n onderwyser. En ek wil vir meneer nou vra, wat is die challenges wat meneer, ek wil nie ons praat oor ander mense nie, wat meneer dalk raak sien in skole, want ons is op 'n tyd waar almal regte het. Ja. En die kinders doen net wat hulle wil. En hulle sê net wat hulle wil, want hulle weet hulle gaan wegkom met dit wat hulle sê. Wat die challenges is daar vir onderwysers sodat die boodskap kan uitgaan na die kinders ook, dat hulle ook gevoelings het? Ek dink ek gaan vir jou sê daar's op hierdie stadium ek praat al die laaste week of 2, ek kan vir die kinders vra wat in my klas ook is. Daar's een probleem wat ek op hierdie stadium het, en nie net met kinders nie, maar in die samelewing as geheel. Niemand neem verantwoordelikheid vir hulle eie dade nie. Almal shift altyd die probleem na iemand anders toe. 'n Kind sal vir die ouer gaan sê, ek het swak gedoen in die klas, want die onderwyser gee nie lekker klas nie. Of ek het swak gedoen in die toets, want ons het nie die werk behandel nie. Daar's altyd 'n want, en sodra jy kom met 'n want of 'n maar, dan beteken dit daar kom 'n verskoning. Ja. En ek dink die grootste probleem op hierdie stadium is dat mense moet opgevoed word en sê, hoorie, ek het swak gedoen in 'n toets, want ek het nie geleer nie. Dis my eie skuld. En dan verbeter daarop. Maar mense wil nie skuld aanvaar vir hulle eie probleme nie. En dit is op hierdie stadium wat ek voel wat 'n groot probleem is. Almal probeer altyd die probleem aanskuif na iets of iemand anders tot 'n verskoning kry. Vat weg die verskonings. Vat net verantwoordelikheid. Vat net trots in jouself. As jy trots in jouself vat, jy vat trots in jou dade, dan gaan jy weet, dit is die resultaat van wat gebeur, is as gevolg van my eie doen en late. Nie iets of iemand anders nie. Hoekom dink meneer is so moeilik om te erken as jy 'n fout gemaak het? Want niemand wil verkeerd wees, almal wil geliefd wees. Almal wil geliefd wees, en dit is die probleem. Ons almal wil impress, almal wil mense daar buite tevrede stel. Jy gaan nooit gelukkig wees, of in my opinie, jy gaan nooit gelukkig wees as jy nie jouself kan tevrede stel nie. En as jy nie gelukkig is in jouself nie, dan gaan jy altyd verskoning soek. So jy moet eers die geluk in jouself kry, voordat jy dit kan begin reflekteer na ander toe. Baie dankie vir hierdie bietjie wysheid. Sien, don't judge a book by its cover.
Ja. Meneer, my laaste vraag aan meneer is, wat lê voor vir meneer? Wat lê voor vir Monnie Kershof? Is daar enige iets wat ons nog moet weet? Is meneer nog besig om te studeer? Is meneer nog... Ja, ek het op my ou dag besluit om te gaan studeer. Ek kan dit nie glo nie, maar ek is besig met my finale jaar B-Rek. Ja, ek is nog so ver al my vakke deur, ek nog 5 vakke, dan kry ek my graad. Let's go. So ek hopelik, as alles goed gaan, behoort ek teen die einde van die jaar my graad te ontvang. Ek weet tot vandag toe nog nie hoekom ek het gedoen het nie, maar dis nou daar. En verder op hierdie stadium, ek vat dinge dag vir dag. Want jy weet nooit wat môre kom nie. So ek sê weer, kyk maar net elke aand in die spieël en hoop jy het môre nog 'n kans om weer 'n verskil te probeer maak. So ek vat dit tot daarna toe. Intussen is ek bietjie maar betrokke nog steeds baie met sport. Ek is weer op klapvlak betrokke met afrigting. Ek is by die skole provinsiale spanne betrokke. As dinge weer goed verloop, is ek hopelik weer kan ek September die geleentheid kry om by die SA Elite Camps of so betrokke te wees. Maar dis net as die geleentheid daar is. Ek hou nog maar 'n vas hoop daarvoor. En verder vat ek maar net my gesin elke dag. Ek probeer hulle ondersteun. So my dogter is nou sy jaar oor van skool. Sy is nou graad 11. So eintlik 'n jaar en 17 dae, dan sy klaar met skool. Yes. So ek moet nou vir haar probeer deur dit kry. My seun is besig met sy studies deur die werk en met sy rugbyloopbaan en so ek moet nou maar net vir hulle probeer help op hierdie stadium, ja. Meneer, die laaste, en ek wil hê meneer moet so oor my skouer kyk en dan met meneer met 'n jong man of 'n jong dogter praat, wat dalk voel, niemand bek vir hulle nie. Hulle moet dalk voel, hulle moet om aandag te kry beteken om 'n klas te ontwrig. Vriendekringe wat hulle dalk in ander rigtings intrek. Watter tipe wysheid kan meneer vir hulle gee sodat hulle kan besef dat hulle 'n verandering in hierdie samelewing kan maak? Wend jou terug na die groot boek toe. Wend jou terug na die groot boek toe. As jy jouself na die groot boek toe terugwend, dan sal jy geluk in jouself vind, en as jy geluk in jouself vind, gaan jy geluk in ander ook sien. Baie dankie meneer Kershof. Baie dankie vir die rol wat meneer ook in my lewe inspeel. Groot plesier. Ek kan nie sê meneer gespeel het nie, want ek kan altyd teruggaan na daardie dag toe meneer diep woorde met my ook deel. En ek glo ook alles waardeur meneer gegaan het vir meneer voorberei vir daai soos die. Ja. Om vir ander te kan help, maar ook om vir ander te inspireer om beter te kan wees. Mag die Here vir meneer en meneer se familie aanhou seën. Mag die droom wat meneer gehad het, werklik 'n droom word wat die Here vir meneer wil gee. Onthou, ons beplan, maar God bepaal. Ja. En meneer het dalk gedink, meneer gaan nie een van die grootste rugbyspelers wees, een van die grootste flanke. Maar nooit het meneer dalk geweet, meneer gaan 'n generasie groot maak en help om self in daardie tree en daardie dinge te kan wees. Hier is ek vandag 'n dominee, ja, deur ander mense wat ook langs die pad by my omgekom het en die Here wat vir my gelei het, maar meneer was deel van daardie begin van my verandering in my lewe. En dat daar werklik mense is wat vir jou bek. Baie dankie vir dit. Baie lief vir meneer en mag die Here vir meneer en meneer se familie aanhou seën, want ek glo dit wat meneer doen sal in generasies en generasies sal 'n blessings wees in die Kershofs se bloedlyn. Reg, baie dankie, ek waardeer dit en dankie vir die voorreg om hier te kon wees. Dit is 'n groot plesier. Aan al ons Space Between Maats, baie dankie vir een en elkeen wat ingeskakel het. Kan nie wag om vir u weer te kan sien nie. Chat saam met ons in die comment section, like en subscribe en ek kan nie wag vir die volgende episode nie. Geseënde dagie vir een en elkeen.